Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, weer eens baie welkom by hierdie uitsending en ek wil graag hierdie keer met u gesels oor nie net 'n moontlike nie, ek wil eintlik sê 'n definitiewe, sneller vir 'n revolusie, vir sosiale onrus, vir onstabiliteit. En ja, ek sal graag u opinie ook in die kommentare wil lees daaroor, maar dit is gegrond op Afrika en hoe dit maar in Afrika gebeur. Ons het nou onlangs gesien dat daar's verskeie artikels daaroor, maar onder andere in die Daily Maverick was daar 'n artikel oor hierdie peiling wat gedoen is deur die Instituut van Rasse Verhoudinge, the Institute of Race Relations, waar hulle hierdie peiling gedoen het en opname gedoen het. En goed, ja, ons weet peilings en opnames en in hierdie polls, soos hulle dit noem, is maar partykeer gepolitiseer. Hoe dit ook al sy, kom ons kyk na, en ons gaan op die veronderstelling uit, dat hierdie akkuraat is, nie verpolitiseer is, as ek het so kan sê nie, maar akkuraat is. Hulle voorspelling van, of hulle waarneming van wat tans die politieke steun is vir partye, vir al die sterkste partye, dan nou in Suid-Afrika, kom ons gaan in die veronderstelling uit, laat dit akkuraat is, laat dit betroubaar is. En dit is dan hoe ek hierdie wil beskryf deur die opskrif van die video, so sal die revolusie begin. En daarmee saam natuurlik al die profesieë in die Bybel, wat ek in die oggende met u deel, as ook dan al die moderne profete, wat maar net daarby aansluit. So hierdie prentjie en hoe hy vergestald en besig is om uit te speel, en gaan uitspeel na 'n revolusie toe, gaan uitspeel na sosiale onrus, gaan uitspeel na onstabiliteit in Suid-Afrika, kan ons nou aan die vleeslike en die fisiese ook dan die tekens begin sien, wat dui op die vervulling van die profeseë, as ek dit so kan stel. En hierdie peiling sê vir ons dan dat die DA tans 'n ondersteuning geniet van 30,3%, 30,3%, en dan die ANC 'n ondersteuning op hierdie stadium geniet volgens hierdie peiling van 29,7. So 30,3, dit beteken die DA neem dan nou die voortou as dan nou die sterkste party in Suid-Afrika. Nou ek gaan nie uitwy op die proxy magte en die Amerikaners, hoe belangrik is die Suidsee roete en Suid-Afrika vir die Weste, vir Amerika, as ook dan nou vir China en dan die Ooste. Ek gaan nie in daai lyn nou ingaan nie, want dit gaan dan te breedvoerig raak en dit gaan ook moeiliker wees om oor te dra. Maar dis alles deel van die groter, strategiese prentjie tans op die wêreld verhoog, op die geopolitiese verhoog, as ek dit so kan stel. Ons gaan dit eenvoudig hou en ons gaan vir mekaar sê, goed, wanneer 'n regerende party in Afrika, nog altyd, in 99% van die gevalle weet u, dat regerings in Afrika doen nie afstand van hulle mag nie. Dit gebeur net nie. Wanneer hulle mag bedreig word, dan begin hulle, noem dit maar, vuil speel. Nee, vuil speel om in magposisie te bly. Dit is hoe hulle dit doen. Die hele Afrika. En ons het gesien in die afgelope verkiesing dat die ANC geval het tot 40%, en dan nou volgens hierdie peiling, nou val na 29,7. En u weet en ek weet dat hulle gaan nie hierdie dienste môre kan regryk nie. Hulle gaan dit sê, die munisipale dienste, die infrastruktuur, werkskepping, ons het al hoeveel keer gehoor, daar gaan 1 miljoen jobs, daar gaan 1 miljoen werke geskep word. Wat het daarvan geword? Niks nie. Wat het geword van die beloftes van infrastruktuur herstel? Niks nie. So dit gaan so voortgaan. Maar sou hierdie peiling akkuraat wees, kykers en luisteraars, moet ons baie mooi verstaan. Dan kan ons mekaar die vraag, kom ons vra mekaar die vraag af. As die ANC weet en sien dat hy in 'n volgende verkiesing kan verloor, dink u gemeet aan Afrika dat hy die verkiesing gaan hou? Daar's nie 'n manier nie. Gemeet in die ANC se gewoontes, gemeet aan Afrika politiek, was dit net nog nooit die geval nie. Dis nie hoe dit gebeur nie. Dit is waar revolusies geboorte kry. Dit is waar revolusies begin. Is wanneer die beheerende en die party
in Afrika sien sy mag word bedreig en nou gaan ek verloor, dan gaan hy oor na vuil spel, as ek dit so kan sê. Ons sien dit, ek gaan nie al die lande noem nie, Sudan, Suid-Sudan, Noord-Sudan, ons het dit in Zimbabwe gesien, die oomblik toe ZANU-PF party begin lyk, steun te verloor op groot skaal, soos nou die geval met ANC, het die onteiening, ons moet verstaan, dink jy hierdie onteieningswet wat nou deurgevoer is, dink ons dat hierdie wet is toevallig, nou, deurgevoer? Nee, dis die meganismes wat die ANC gaan gebruik en aanwend om mag te behou. En wanneer hy sien, soos deur hierdie peiling nou gewys word, hy gaan 'n verkiesing verloor, kykers en luisteraars, gaan hy met grondonteiening sonder vergoeding begin, verseker, met meer as dit, hy gaan enigiets doen. U kan ons nou vir uself dink, wanneer hierdie ANC nou besef, ek gaan mag verloor, al die vervolging wat daarna kan ingestel word, ons gaan hulle vervolg, want hier's bedrog gepleeg, daar's nie 'n manier dat hulle dit gaan doen nie. Nie 'n manier nie, en ek dink u gaan saam met my rondom dit stem, want dis Afrika deur bewys. So nou, wat moet nou gebeur? Jy moet nou vir jou constituents, jou ondersteuners, vir al jou leierskap, moet jy nou, noem dit maar amper bemoedig. Jy moet hulle iets gee, wat hulle loyaal hou. En nou gaan jy soos in Zimbabwe, soos hulle met 'n 20 of 'n 30 of 'n 80 of 200 by 'n plaas opdaag, daai 200 het nie die grond gekry nie, maar die aanvoerder van daai 200 het byvoorbeeld, en miskien 'n paar senior ouens om hom, het gedeel aan hierdie, noem dit buit, want dis niks anders as dit nie. Dit is amper soos spoils of war, want hierdie is 'n revolusie, is niks anders as 'n oorlog nie, en daardie aanvoerders, daardie leierskap, daardie loyaliste aan die ANC, gaan nou hierdie onteiening orkestreer. Hulle gaan dit toepas, met die 200 panga draers, of 'n AK hier en daar, of wat ook al daarmee saam, en dan gaan, of deur hierdie onteiening, of deur die ekonomie wat in duie stort, of infrastruktuur, daar's legio redes wat die ANC nou kan hê, om 'n verkiesing byvoorbeeld uit te stel, en te sê, luister, ons gaan hom uitstel. Dit kan 'n pandemie wees. Hier's 'n pandemie, hier's 'n virus, ons is weer op Grendelstaate, ons moet hierdie verkiesing, en saam met hierdie, gaan dinge dan so eskaleer, en so uitmekaar uitval, dat ek dink, dan is ons miskien daar by die punt, waar geprofeteer is, hulle goed uitgewerkte planne, loop skielik skeef. So hier gaan nou planne, tot uitvoering gebring word, nasionalisasie van grond, van eiendom, sonder vergoeding, miskien pandemie, miskien ekonomiese rede van, luister, ons is besig om sosiale onrus te ervaar, soos wat ek vir in die vorige video gesê het, meneer Dawie Rood vir ons gesê het, die gevaar van 'n vinnige eskalasie weens hierdie tariefoorlog van die weste teen die ooste, as dit nou maar so kan stel, Amerika veral teenoor lande en lande dan nou teenoor Amerika, kan inflasie syfers drasties verhoog en tot gevolg hê, dat hierdie SASSA toelaag nie meer genoegsaam is vir hierdie mense om kos op die tafel te kry nie. Dan het jy revolusie, en dan het jy onstabiliteit, dan het jy rede om te sê, ons kondig 'n krygswet af, of ons kondig 'n noodtoestand af. En in 'n noodtoestand, of in hierdie, met die oulikste politiese motiverings, kan ons nou nie die verkiesing hou nie. En so gaan die ding dan eskaleer, en uitmekaar uitrafel, spoedig en vinnig. Want ek het altyd gesê, die gevaar vir onstabiliteit in Suid-Afrika is nie, solank die ANC volle beheer het nie. Ja, hulle gaan bedrog pleeg, ja, hulle gaan die staatskaste leegsteel, ja, maar nie sommer gaan dit oorgaan in geweld nie. Maar die oomblik wat hulle mag bedreig word, dis Afrika, dan begin die gevaar van geweld, konflik, revolusie. Dis hoe hy begin. En persoonlik dink ek, die getalle in Suid-Afrika, die massas wat daar is, wat van so mooi in Joël beskryf word, die mag wat God teen ons opgerig het. Dis wonderlik hoe ons hierdie fisiese nou sien, wat die Bybelse profete, saam met die moderne profete, maar net vir ons duidelik geskets het. Dit is eintlik hartseer, dat daar nie baie predikers is, wat dit
oordra hierdie wonderlike toekomsvisie in die profesie, wat vir jou soveel beter visie gee. Jy daai visie, en dan kom hierdie fisiese gebeure, wat dit dan bevestig, wat vir jou sê, hier is die tekens, hier gaan ons soontoe, dis wat gaan gebeur. So, kykers en luisteraars, ons is nou definitief in soveel opsigte by 'n gevaarpunt, maar hierdie is 'n baie gevaarlike punt, waar die magshebber, by name die ANC, in Suid-Afrika, gaan besef, met so 'n uitslag, en ek sê weer vir u, gaan hulle 'n verkiesing hou, wanneer hulle weet hulle gaan verloor? Daar's nie 'n manier nie. Of daar gaan alliansies gevorm word met radikale partye, maar hulle sal nie 'n verkiesing ingaan. En hoe gaan jy maak wat geopolities aanvaarbaar is? Om te sê, jy gaan nie sê, ek wil nie 'n verkiesing hou nie, want ek gaan hom verloor, al word jy daarvan beskuldig. Al weet almal dit, daar's baie dinge wat ons op die wêreldpolitiek weet, en jy niks aan kan verander nie. En maar, hulle gaan die motivering hê, vir hierdie rede, vir die ekonomie wat in duie stort, vir tariewe, vir dit, vir revolusie, vir onstabiliteit, vir sosiale onrus, moes ons 'n noodtoestand afkondig. En omdat ons 'n noodtoestand nou het, kan ons nie verkiesing hou nie. Dis amper soos president Zelensky nou in die Oekraïne. As gevolg van die oorlog, kan ek nie 'n verkiesing hou nie. Hy weet baie goed wat die peilings ook in Oekraïne bepaal het, dat hy, sou hy 'n verkiesing nou hou, nie die pyp sou rook nie sou wen nie, en met ander woorde die mag verloor, met al die risiko daarmee saam, in terme van die afgelope paar jaar se oorlog daar. So, baie oulike, baie goeie, baie geldige rede, vir hom om te sê, ek kan nie verkiesing hou nie, want ons is in 'n oorlog gewikkeld. Gaan die ANC dieselfde doen? Ons kan nie verkiesing hou nie, want ons is in sosiale onrus gewikkeld. Ons moes 'n noodtoestand afkondig. Julle kan ons almal sien, hier's nou onrus. Wat hulle self gaan stook. Deur hulle frontmagte, as ek dit so kan sê, frontorganisasies, soos die ANC dit in die verlede gedoen het. Hy het deur middel van frontorganisasies, die PAC en Conscription Campaign, waarvan Helen Zille deel was, van daardie Black Sash, waarvan sy ook deel was, dit was die frontlinies en frontorganisasies van die ANC destyds. So sal hy weer frontorganisasies, soos die EFF, soos andere, gebruik, om hierdie onstabiliteit te stig, daarby uit te kom, as die onskuldige terug te staan, en sê, die land is nou in chaos, die land is in anargie, grond word gevat, eiendomme word gevat, hier is miskien 'n pandemie, miskien infrastruktuur in duie storting, ekonomiese in duie storting, soos wat ek in die vorige video vir u gesê het, Ray Dalio sê, daar kan 'n globale ekonomiese ineenstorting nou plaasvind, waarby Dawie Rood net gesê het, die effek, hoe gevaarlik dit is vir Suid-Afrika, so wat ook al hierdie redes is, gaan die ANC mos nou aangryp en sê, noodtoestand, ons kan nie nou 'n verkiesing hou nie, om net nie mag te verloor nie. En daardie goed uitgewerkte planne, profeties, gaan skielik skeefloop. En dan sê ek vir u, gaan hierdie revolusionêre magte, gaan momentum kry, en Suid-Afrika in 'n geweldstoestand dompel, 'n revolusie, wat Afrika nog sy gelyke nie van gehad het nie. Kykers en luisteraars, as u maar saamstem, as u saam bekommerd is oor Suid-Afrika, oor die stabiliteit, oor sosiale onrus, druk die like en subscribe knoppie, die hou van en die inteken, sodat hierdie bekommernis ook met u medevolksgenoot gedeel kan word, sodat hierdie boodskappe, nie net myne nie, ander wat dieselfde boodskappe uitstuur of verkondig, subscribe en like, sodat elke volksgenoot die geleentheid en die kans kan kry, om met alles inligting gekonfronteer word, sodat elke persoon kan sê, ek het 'n keuse gehad, ek het hierdie kennis gehad, ek het hierdie vermoede en bekommernis gehad, of nee, ek het dit nie gehad nie, ek het nooit geweet hiervan nie, hoe snaaks dit ook al vir u mag klink, baie mense werk baie hard, om die pot in die kook te hou, en het nie tyd om hierdie tipe van dinge te ondersoek nie, en hier kan u, en het kom oor so 'n persoon se pad, hy kan 'n ingeligte besluit dan neem, wat hy dan besluit is op hom, die Bybel sê het so mooi vir ons, dan is sy bloed op sy hande, as hy besluit om nie ag hierop te gee nie. Maar, u en ek is die brandwag op hierdie tyd. Daar is nog tyd vir brandwagskap. Daar is nog tyd om die medevolksgenoot. Kom ons like en subscribe, en sluit aan by Suidlanders.
Ons het 'n baie sterk goeie rekord oor 25 jaar. Is niemand van ons onregmatig eers vervolg nie, want ons het notules, ons het departemente, ons beweeg binne die raamwerk van die Geneefse Konvensie van Julie maand 1976, protokol 59 en 60, waar ons die reg het, internasionaal, om iets op te rig ter beskerming van 'n minderheid. Wanneer so 'n revolusie uitbreek, wanneer hierdie haat wat ons nou elke dag sien, ontvlam teen ons, en het ons daardie reg om ons te verwyder as 'n party tot 'n konflik, na 'n nie-konflik area, waar ons dan ons beskerming sal doen, in ten opsigte van selfverdediging. Alles binne die wette, internasionaal en van Suid-Afrika. Sterkte en seën vir u, tot 'n volgende keer. Totsiens.